Goeiemôre al julle pragtige mense op hierdie 29 Oktober Woensdagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Sommige nog so slukkie vat. Lekker man. Goed, kom ons kyk wie kom op vanoggend en dan gaan ons aan met die nuus. Ek het wragtig nie 'n volle bladsy nuus vandag nie. Alhoewel daar jare se nuus was uit alle rande verskillende oorde. Goeiemôre, ek weet nie of dit Lenet is of ek daai profielfoto vang my elke keer onkant. Jenny soek hier vanoggend, goeiemôre. Kom ons kyk wie kom nog op. Dit is altyd vir my so interessant wanneer die kleinkinders gebruik die selfone as 'n spieël, jy weet. As hulle 'n video maak met oupa, dan trek hulle gesigte en kyk in die video in, want hulle sien hulle self mos nou natuurlik. En dan trek hulle allerlei gesigte en goed, want dit is vir hulle soos 'n spieël. En is nou vir my ook dieselfde vanoggend, ek is so vryf hier so oor my vuil baard op hierdie stadium. Maar hy kom nou weer stadig maar seker 'n bietjie aan. Ek groei hom eers weer vir 'n seisoen en dan is dit nou eers weer verby. Dit is maar net hoe dit is. In elk geval, as baie nuus vanoggend in die sin van, as ek sê baie nuus, het gaan oor ou Trumpie en natuurlik Suid-Afrika, né? Die dinge wat Donald Trump mee besig is. Hy was in Suid-Korea, hy was in Maleisië, hy is in Japan. Goeiemôre Debbie. Hy was in Japan gewees, hy het deals geteken met die nuwe Japaneese eerste minister en dit was tot 'n bedrag van 490 biljoen in belegging het Donald Trump nou geteken. En Piet, wat sê jy, goeiemôre? En hierdie ou teken net, hy teken net ooreenkomste die wêreld vol, né? Dit is wat Donald Trump doen. Maar dis wat 'n president moet doen. 'n President moet deals, ooreenkomste kan maak met ander lande. En ons wag vir ons tyd. Ons tyd gaan nog kom. En ek het weer 'n gesprek gehad met een van ons boereleiers gister. En die ouens is almal op dieselfde bladsy op hierdie stadium, so dit is goed. Manie, goeiemôre, wat sê jy? So ja, Trumpie vlieg die vlak vol en dit is al hoe duideliker hoekom, Jan, goeiemôre. Dit is al hoe duideliker hoekom hulle Venezuela wil net aanval en Maduro wil uithaal, né? Hulle het selfs probeer om sy straler vlieënier te draai. Die FBI of die CIA het probeer om hierdie ou te draai om die vliegtuig te vlieg na 'n ander basis toe, 'n ander landingsarea toe, sodat hulle hierdie president kon uithaal. Dit het nou uitgekom. Jy sien, dit is al lankal bekend dat Amerika, dit gaan nie oor die dwelms nie, dit gaan nie oor die dwelms nie. Dit gaan oor die oliereserwes wat Venezuela het. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die oliereserwes. Weet julle, as ons byvoorbeeld vir Angola kan help om sy olie-raffinaderye en sulke goedes uit te sorteer en tot op 'n hoë vlak te kom, dan hoef ons nooit olie te kry uit die Arabiese lande uit nie. Goeiemôre Johan, wat sê jy? Ons hoef nooit olie uit die Arabiese lande uit te kry nie, as ons Angola se raffinaderye kan tot 'n hoër pyl opbring. En dit is dieselfde met Nigerië. Ek wil nie nou op hierdie stadium dink aan om deals te doen met Nigerië nie, as gevolg van hulle islamitiese Christenmoorde en daai tipe van goed wat plaasvind. So ou wil nie met hulle deals doen nie, of ooreenkomste bereik nie. Maar Angola is ons naaste buurman, hè? So wie weet wat kan gebeur in die toekoms. Selfs die Verenigde Koninkryk en Turkye het 'n ooreenkoms geonderteken vir 20 Typhoon vegvliegtuie. Kan julle glo? Brittanje en Turkye teken 'n ooreenkoms vir 20 Typhoon vegvliegtuie. Ons het een wat vlieg. Dis al. En as hy breek, dan is alles stikkend. Ja, Suid-Afrika. Nigel Farage van die Reformparty in Brittanje sê die grootste grooming skandaal sal binnekort oopgevlek word
in Brittanje. Dit het 'n speurder 3 dae geneem om 52 kinders van die strate af te vat, wat gemisbruik was, wat gepimp was, in Londen. 52 kinders. Mense, die wêreld is siek hoor. Die wêreld is siek. Hierdie grooming is 'n groot maak van kinders om sekere dade te verrig, wat hulle nie, as hulle in ordentlike huise is, of ordentlike oppassers het, en daai tipe van ding, wat hulle nooit so gedroom het om te doen nie. Maar hulle word in hierdie rigtings ingeforceer in hulle lewens terwyl hulle nog klein is. En dan weet hulle nie dat dit verkeerd is nie. En dan so word hulle mishandel en misbruik. Dit is absoluut skokkend. Ek dink die diepte van die vuil in die wêreld. Partykeer as ek daaraan dink, dan wonder ek, hoe sien die Vader al hierdie goed? Julle weet? En ek glo sy vergeldingsdag gaan baie, baie erg wees. Baie, baie erg. Koning Charles het 'n gedenkbeeld daarso in Brittanje onthul vir die LGBTQ gemeenskap, die alfabetgemeenskap. Hy is ook naby aan sterfte, hierdie ou. Die kanker wat hy het, is besig om hom klaar te maak. Daar is nog 'n ou wat moet groet. As hy groet, sal Nostradamus se profetiese woord waar word, wanneer sy seun oorneem, Amazon begin 30.000 koöperatiewe poste sny. Nog mense reg oor die wêreld wat nie werk het nie. Paramount begin vandag 1000 poste sny. Reg oor die wêreld is groot maatskappye besig om te vou. Audi in Duitsland het nou sekere van sy aanlegte begine toemaak. Dou, goeiemôre. Hoe gaan dit? Sekere van sy aanlegte begine toemaak. Sekere van sy plekke van, wat sal mense dit noem? Sy fasiliteite, designfasiliteite, kan ons dit sê, ontwerpfasiliteite, het Audi begine toemaak. Duitsland is besig om groot nou te kry. Dis goeie nuus. Dis goeie nuus, sodat die AfD kan groei met rasseskrede. Dis goeie nuus. Gaza se ceasefire of die beëindiging van die oorlog was van korte duur, so ou Trumpie het daarso bloedneus gekry. Netanyahu het gister opdrag gegee dat Gaza absoluut oorrompel moet word deur sy weermagte, want hierdie ouens hou nie op nie. Dit is die moslim mentaliteit. Hulle hou nie op nie. Daar's 'n self-proclaimed Mahdi. Dit is nou 'n imam wat sê hy is die volgende Mohammed wat moes kom. En hierdie ou is besig om die moslim gedagte die wêreld vol in te vat. Goeiemôre Mariaan. Hy is besig om hierdie gedagte die vlak vol in te vat, En ons moet baie versigtig wees. Daar's 2 groepe waarvoor ons baie versigtig moet wees. Dis die moslim en die Khazar. Daai 2 groepe. OpenAI, het nou gesê dat 1 miljoen mense praat weekliks op ChatGPT oor selfmoord. 1 miljoen mense praat weekliks met ChatGPT oor selfmoord. Vind uit hoe om selfmoord te pleeg. Kan julle hierdie goed glo? Dit is die toestand van die wêreld. Die mensdom, 'n gedeelte van die mensdom is siek. 'n ander gedeelte van die mensdom is hopeloos. Dis die mensdom op hierdie stadium. Die grootste gedeelte van die mensdom lewe in absolute armoede. Absolute armoede. As ek kyk hier in Suid-Afrika byvoorbeeld, dit lyk sleg, mense. As jy ry van jou huis af na die mall toe en terug en so aan, en jy weet, en jy's in jou eie bubbel, dan sien jy nie hierdie goeders raak nie. Maar as jy begin net jou oë oopmaak op die pad of die paaie waar jy ry en jy kyk na die vervallendheid van die kragdrade, van die lamppale, van die verkeersligte, van die sypaadjies, die teer, nie eens te praat van potholes nie, verf van stoptekens en al hierdie goed. Net dit wat om jou is. Dit moet vir jou 'n duidelike prentjie skep van hoe vervalle ons is. Kyk wat daar in Durban plaasgevind het. Een van die geboue wat beset is
dis onwettige mense wat daar bly in hierdie gebou, groot gebou in Durban. Die huisbakke en die goed werkie. Toe 2 seuns in die een huisbak skag afgeval. Een is morsdood. Die ander een is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Nou is daar protesaksies in Durban oor die kinders wat gesterf het. En dis nou die munisipaliteit se skuld. Maar Houtkop is nie slim genoeg om te verstaan wat soek jy in daai gebou nie. Wat soek jy in daai plek nie? Onwettige inname van geboue, oorname van geboue. So reg oor die wêreld is daar hierdie absolute armoede. Hoe keer mens dit? Begin by die huis, dis waar dit begin by die huis. Kom ons drink 'n bietjie koffie. Kameroen se president, Paul Biya, hy is 92 jaar oud. Hy is nou vir die 8ste keer herverkies in Kameroen. Ek weet nie hoe glad daai ding is nie. Kyk, jy moet, dis of jy is baie geliefd deur jou mense en jy doen die regte ding, of dit is korrupsie op die hoogste skaal. Hy het die verkiesing gewen met 53,7%. Hoekom sal hy nog hardloop in 'n verkiesing? Anton, goeiemôre. Wat lyk dit daar by jou? Hoekom sal hy nog hardloop in 'n verkiesing? Die 8ste keer dat hy herverkies is. Hy is 92 jaar oud. Kan hierdie ou nie net gaan retire nie, man? Op vakansie gaan nie. So ek weet nie hoe vars daai ding is nie, nee. Putin en die VSA se verhouding raak al hoe suurder. Putin het die plutoniumverrykingsooreenkoms met die VSA gestaak. Einde van die storie. Ek sê nou vir julle, die grootste gedeelte van die derde wêreldoorlog is besig om te broei in Europa. Met Finniese soldate wat op Pole se grense marseer, hulle basisse opbou en al hierdie goed. Ek weet nie hoe NATO dit in hulle kop kan kry dat hulle vir Rusland kan aanvat nie. Of dalk is dit net die draak van die afgrond wat probeer om die profetiese woord oor Gog en Magog vinniger in vervulling te bring. Kan dalk dit wees? Wie weet? Net Vader weet hoe sekere goed uitspeel wat die woord aanbetref. Indië het 'n vliegtuigooreenkoms, die aankope van vliegtuie ooreenkoms geteken met Rusland. Russiese firma het daar 'n kontrak gekry uit Indië uit en Modi, die president van Indië, wil nie met Donald Trump praat nie. Hy het geweier om Maleisië toe te gaan om Trump te ontmoet, om deel te wees van daardie ontmoeting, want hy het gesê hy weet wat die ding wat Trump gaan opbring vir hom is Pakistan en hulle geskierdery met Pakistan op hierdie stadium. Van Pakistan gepraat, ons het ons eerste T20 dae gewen weer en goed gewen gisterand. In elk geval, so net nou weer by cricket uitkom. Kom ons kom bietjie in Suid-Afrika. Ja, ek het klaar Duitsland se storie. O nee, wag 'n bietjie. Hierdie was 'n mooi berig geweest. IJsland het sy walvisjagseisoen gekanselleer. IJsland, oosterse lande, hulle jag walvisse vir hulle olie, vir hulle vleis en hierdie tipe goed. Veral 'n spesifieke walvis in daardie gebied, hulle noem dit die fin walvis, die FIN walvis, en hulle het hulle walvisjagseisoen gekanselleer vir hierdie jaar. En dit is great, want nou kan daai walvisse behoorlik weer teel en aanwas en so aan. Ek het nie 'n probleem met visvang of walvisvang of daai tipe van ding, vang vir ete en vir produksie en daai goed nie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar ek het 'n probleem as jy nie behoorlik kyk dat hierdie goed kan aanwas en teel en so aan nie. Dan het ek 'n probleem met dit, né? Waar absolute geldgierigheid jou aanspoor om meer te doen as wat jy moet. So dis great vir IJsland. Nee, ons kan 'n koffietjie op hulle drink. Dis great vir hulle.
En in Suid-Afrika, wat gebeur in Suid-Afrika? Wonderlike Suid-Afrika. Die kriminele sage in die Kaap sien geen einde nie. Vanaf Elsies rivier, Menenberg, al hierdie plekke. Mense word voor die voet doodgeskiet. Die polisie het nie 'n houvas in die Kaap nie. Ek moet sê, die manier van die verkeerspolisie en daai goed in die Kaap is redelik netjies en op die voorgrond, né? Rihanna Werner, goeiemôre. Was jy al ooit op by ons gewees? Ek ken nie daai naam nie. Welkom by Koffie met Brood. Hulle is redelik netjies en op die voorgrond van die dinge wat hulle doen. Maar hulle kan nie die kriminele elemente beheer in plekke soos Menenberg, Elsies rivier, Lotus en al die plekke nie. Jy kan nie. Daai hotnotsgebiede is so deurdrink met kriminele elemente. Ons sal met daai streke moet doen soos wat ons gedoen het toe ons in die weermag was in 1984, toe ons absolute lokasies geomring het met 'n weermagmuur en saam met die polisie inbeweeg het, van huis tot huis gegaan het en net skoon gemaak het. Dis wat gaan moet gebeur. Dit gaan moet gebeur. Ons sal eers vir hulle die geleentheid gee om hulle eie mense op te gee. Wietwapens, jy weet, whistleblowers en daai tipe van goed. Ons sal eers daarmee begin, en dan is dit nie lekker werkie, dan klopjagte op groot skaal. Dit bring my by hierdie idiootse uitlatings. Hierdie Fikile Mbalula, nee, hy is 'n totaal en alle idioot. Hy sê die openbaringe in die Madlanga kommissie sal SA se kanse om misdaad te stuit kelder. Ag, asseblief tog man, julle kan nou al nie misdaad stuit nie. Daar's nie 'n manier nie. Julle is totaal en al useless. Nee, maar julle gaan aan en wil vir ons probeer vertel waarmee julle besig is. Ons weet waarmee julle besig is. Julle is korrup. Julle is diewe. Dis waarmee julle besig is. Klein bietjie goeie nuus is daai kat Matlala se appel het geval. Die Hooggeregshof het gesê nee, jy bly in die tronk. Laat hulle in die tronk bly. Laat hulle in die tronk bly. Hierdie berig het my oog gevang. 41-jarige Amerikaner wat op vlug was van Interpol is gevang naby Kanon-eiland. Nou ek weet nie of dit 'n ou berig is nie, want dit klink vir my amper asof dit 'n ou berig is. Maar dis 'n goeie ding. Maar weer eens, jy weet, Amerikaanse vlugtelinge, Zimbabweërs, Mosambikers, Nigeriërs, Ethiopiërs. Daar's 'n handelkartel in Johannesburg opgevlek waar hulle, was dit 58 Ethiopiërs bevry het of gered het. En wat nou? Wat word nou van daai Ethiopiërs? Ja nee, die ouens wat nou handel gedryf het met hulle, wat het hulle gedoen? Hulle het in die land ingesmokkel, dis wat hulle gedoen het. Né? Geef vir ons 'n 10.000 rand 'n kop of wat ook al en ons bring julle in die land in. En wat nou? Nou sit jy met 58 Ethiopiërs wat jy nou weer uit die land uit moet gaan kry. Wanneer en hoe? Wat is die kans dat dit gaan gebeur? Omtrent flippend 0, man. Omtrent 0. Dit het my nie verbaas hierdie berig nie. James Malloy, die atletiek president, is geskort omdat hy die atletiek kredietkaart gebruik het vir eie gewin. Het maak nie saak waar hulle is nie. Hulle is korrup. En die korruptes moet verstaan dat hy gaan oor 'n lesenaar getrek word en hy gaan 6 van die bestes kry. Maak nie saak wat sy ouderdom is nie. En dan gaan sy goed gekonfiskeer word. En dan gaan hy op 'n werksplaas gesit word waar hy gaan werk vir die res van sy lewe. Hierdie goed gaan gebeur. Die vet weet. Selfs die boere segmente, boereleiers in ons kring is besig om opgewonde te raak. Dis goed so. Hierdie was nog vir my 'n stupid ding. Hierdie Mashatile, hy's nog 'n onnosel. Hy sê die ANC moet nou saam staan en saamtrek as gevolg van Oliver Tambo se verjaarsdag. Oliver Tambo hy was die ANC se langste uitvoerende president en hy sou 109 jaar oud geword het. Maar die ding is besig om te vrot in sy graf. En hierdie Mashatile wil hierdie verjaarsdag gebruik om die ANC sterk te maak en saam te trek en al hierdie goed. Nee man, dis die einde van die ANC. Dis die einde van elke politieke party in Suid-Afrika. Wat is daai ander Afrikaanse idioot van solidariteit, AfriForum?
wat ook nou weer die ANC op 'n ander vlak nou weer wil aanval en dagvaar en. Die ouens speel net politieke games. Ek sê nou vir jou, as jy Solidariteit of AfriForum ondersteun jy vrymeselary, ondersteun jy die Afrikaner wat ons uitverkoop het deur die nasionale party, en jy's 'n spesiale tipe stupid, en jy moet gehang word. In elk geval, ek het dit gesê. Mal emmertjie sê om die EFF te verlaat, dis is soos om sluipmoord te pleeg. 'n Mal emmertjie is nou besig om bekommerd te raak, want EFF mense stap oor na die MK toe. It's net games. En as die EFF eendag totaal en al geval het, en MK staan sterk, sal daar weer 'n ander groep opstaan. Die PPP, whatever hulle self wil noem. Yesterday. Daar was 'n houtkop. Ja. Hierdie was vir my goeie nuus gewees. Die Suid-Afrikaanse staatssekuriteits of agentskap is eintlik nie die regte woord nie. Dit is eintlik die inligting, dit is soos MI6, MI5, né? Die CIA, daai groep van ons. Suid-Afrikaanse staatsinligtingsgroep, whatever jy dit wil noem, hulle noem dit Security Agency. State Security Agency. Hulle eis nou dat daar vrywillige bedankings onder hulle lede moet plaasvind tussen 50 en 58 jaar, want daar is gerugte dat hierdie ouens nog saam met Zuma werk. Vir diegene wat weet, Zuma was 'n agent vir die nasionale party gewees, vir NU. En hy was nie die enigste ene nie. Maar dis vir ons goeie nuus. Raak ontslaaf van die ouens wat intelligent is. Raak ontslaaf van hulle. Dan is oorname tyd baie makliker. Want die jongetjies gaan nie weet wat om te doen nie. Hulle gaan nie weet wat om te doen nie. Hierdie natuurlik was nie vir my baie goeie nuus nie. Die afgelope naweek was daar dan weer 'n plaasmoord gewees in Roewel. Die boer is dood. Sy vrou is gered. Die voertuig is gevind op 'n ander plaas saam met die vrou waaraan sy vasgebind was. Sy was gered, 3 is gearresteer, waarvan 'n swart vrou ook betrokke was. En dit is maar net vir my 'n teken, mense, dat die dinge gaan nie einde kry nie. Dit gaan nie einde kry nie. Dit word net al hoe erger. As jy 'n groter wêreldbeeld het, sal jy verstaan dat Afrika moet ontvolk word van wit mense. Jy sal dit verstaan. Afrika moet ontvolk word van wit mense. Hulle moet ontslaa raak van boere en boerdery. Dit is hulle plan van totale wêrelddominansie. En dit is 'n feit. Mens kan nie hierdie goed meer miskyk nie. Hulle wil die wêreld beheer en hulle doen dit, goeiemôre Rudy. Hulle doen dit deur deur allerlei goed deesdae. Deur die digitale ID, wat nuus oor die digitale ID is die vlak vol. Coming to South Africa, dis om die draai. Die G20 summit gaan dit nog meer openbaar. Dit is naby, mense, dit is naby. Hierdie goed vind nou plaas. Dit is op ons deur. Maar saam met die goed wat op ons deur is verdere pandemies wat beplan word. Die 5G torings wat die vlak vol staan en gekamoufleer is, soos bome en sulke goed. Al hierdie goed, en julle ken die nuus, al hierdie goed is besig om op te bou en te vermeerder. Al hoe meer en al hoe meer. En ons moet uit dit uitkom voor dit te laat is. Voor dit te laat is. Daarom sê ek gereeld en aan mekaar, sluit aan by die Federale Alliansie. Ons moet hierdie ding doen. Ek hoop om binnekort met die 2 grootste boereleiers in Suid-Afrika 'n meeting te hê.
Dis 'n belangrike meeting. Dit moet gehou word. Die ander ouens wil eers in Januarie wil hulle bymekaar kom. Januarie is ja, nie meer ver nie, maar is nog 3 maande. Weet julle hoe baie dinge kan plaasvind in 3 maande? Soveel goed kan gebeur. So, indien jy kyk na koffie met brood, net nog nie aangesluit nie, sluit verdomp aan. Dit kos jou R56 'n maand, né? Ek gaan nou, ek dink nie ek gaan vandag daarby uitkom nie, maar ek sal seker by maandag volgende week daar uitkom. Dolf, goeiemôre. Dan gaan my Excel spreadsheets met almal wat sover betalings gemaak het op die Federale Alliansie, gaan deur na meneer Henry Deel toe, na die waardeplatform toe. Jou goed gaan nou ingelees word, sodat jy kan waarde behou, en in dit wat kom, meer waarde kan hê. Jy gaan ook geleentheid kry om te groei op die platform, deur die dinge wat jy input. Ek het gister gekyk na sekere goed wat hy geïnput, dit is amazing eintlik, is baie amazing. Jy kan enigiets plaas op die platform en hy ding gaan vir jou antwoorde gee wat skrik vir niks. En elke keer as jy jouself verbeter op die platform, dan kry jy ekstra kreerkrone, wat jou niks kos nie, het kos net 'n bietjie van jou tyd, waar jy input gee. Goeiemôre Annemarie. Waar jy net input gee. So hierdie goed is besig om uitgerol te word, mense. Nee, promises made is promises kept. Dit is hoe dit is. Promises made is promises kept. En ons gaan doen wat ons gesê het. Ons is op ons is regtig waar, hoe kan ek dit verduidelik? Jy weet as jy so op 'n hoekie staan en jy daai pivot, wat so pivot, nee. Ons is daar. Ek is seker daarvan ons is daar. Dis net 'n kwessie van tyd. Net dat daar waar ons te lig is, daai bietjie waar ons te lig is, waar ons net sak, en doen wat gedoen moet word. Dit is hoe dit werk. Ons is naby. In elk geval, dis Woensdag, vandag 'n baie belangrike wedstryd vir ons vroue cricketspelers. Ek bid dat hulle wen. Nee. Dit sal great wees as hulle die semifinale kan wen. Hulle begin 11:30 speel vir diegene wat 'n oogie wil gooi op hulle elke nou en dan en hulle wil aancheer. Ons is wat? Vryburgers, man. As jy nog nie 'n vryburger is nie, vra my hoe. Ons is vryburgers. Dan is ons boere. Ek is 'n boer. Dan is ons boere Afrikaners. Dan is ons Afrikaners. Engelsmanne, Grieke, you name it. Nee? Almal, dit is so, op die onse stert. Almal wat deel is van dit wat ons doen, verstaan wat dit is om 'n vryburger te wees. Eerste, saam met God mag eendag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Onthou dit altyd. Hou dit altyd voor jou. Nee, en staan saam met ons. Word deel. Word deel. Bestel hierdie ouetjie. Word deel, né? Alles wat mooi is vir julle vandag.